En ek wil jou nog 'n storie vertel van 'n man genaamd meneer William Colgate. William Colgate het begin, hy het geleer by 'n mentor van hom om 10% van dit wat aan Abba Vader behoort aan die koninkryk van God te gee. Hy het daai 10% gedoen, maar hy het 'n behoefte in sy hart gehad, want hy het 'n gewillige hart gehad om dit op te stoot, sy hele besigheid na 20% toe. Dit het nie lank gehou nie, toe het hy dit opgestoot na 30% toe. Dit het nie lank opgehou nie, want die turnover het net mal gegaan en hy het dit opgestoot na 50% toe. Deur sy lang en suksesvolle besigheidsloopbaan het hy sy verdienste vir die koninkryk van Abba Vader opgestoot na 50% toe. William Colgate sê, hy was 'n vennootskap met Abba Vader en hy het gelukkig vroeg in sy lewe tot die besef gekom dat Abba Vader die gewer van alles was. Nie net per geleentheid nie, maar selfs van die elemente wat in die vervaardiging van sy produkte was. William Colgate is in 1957 oorlede, maar het 'n maatskappy agtergelaat wat ek glo ons almal ken vandag nog. Colgate. William Colgate wou sy liefde vir Abba Vader uitdruk deur 'n toenemende bedrag van sy maatskappy se inkomste na Abba Vader se werk, se koninkryk te gee. En William Colgate sê, Abba Vader is die gewer van alles. Hy sê, Abba Vader besit alles. Al wat ek doen, Abba Vader gee die grond. Ek is 'n boer, Abba Vader gee die grond. Hy gee die saad. Al wat ek doen, my bydrae is om die saad in die grond te gaan sit. Abba Vader gee die water. Abba Vader doen die ontkieming. En dan vra Abba Vader as daai plant gegroei het om dit te oes. My deel is eintlik minimaal, maar Abba Vader in hierdie vennootskap soek net 10%, maar William Colgate het gevoel, nee Vader, ek kan nie vir jy net 10% gee nie, ek het nodig om vir jy 50%